Ek is met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Ek is met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Sing het nog eenmaal, ek is met vars olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Oh, ek is met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Oh, ek is met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van. Sing dit nog eenmaal, ek is met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Ek is met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Oh, met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Sing dit nog eenmaal, met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Ek is met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Oh, met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van. Laaste maal, ek is met vars vruchte olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Ja, met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Sê dit nog een keer, met my mond sal ek sing om milde te bring in die naam van die Heer. Come on familie, sê dit, gee die Here prys in hierdie plek.
Come on. We're here to worship Him. Come on, sê vir die persoon langs aan jou, daar's geen ander naam as die naam van Jesus nie. Vader, dit is in die naam van Jesus Christus. Die naam bo elke naam, die naam wat nog steeds verlos, die naam wat red, die naam wat genees. Oh, die naam bo alle name, Jesus, die Christus, wie gekom het vir ons elkeen se sondes, sodat ons vry kan wees en ewige lewe kan hê. Here, dit is 'n voorreg om in die huis van die Here te wees. Ons is bly om hier te kan wees, Here. Here Vader, ons kom nou met 'n blymoedige hart, Here, en ons is hier om die naam van die Here groot te maak. Elke houvas, elke skans, elke plan van die vyand is gebreek in hierdie diens. Hy het nie seggenskap in hierdie diens vanmôre nie. Vader, Here, kom, ons is reeds welkom, want die woord sê wat 2 of 3 in die naam vergader, is U in ons midde. Ons is opgewonde om hier te kan wees, om iets te ontvang vanmôre. Here, dankie Here dat ons weet, Here, ons is hier nie verniet nie. Ons is hier omdat ons tyd met U wil spandeer, omdat U 'n woord het waarmee ons kan leer en te kan deel vir hierdie week wat kom, Here. Seën Dr. Isak wat gaan bedien, Here, salf sy lippe, Here. Dankie dat U op hom 'n woord binne in sy hart geplaas het om te deel met die volk, Here. Ek weet dit gaan geseën wees. Ons is in afwagting daarvoor, Here. Kom deurweek ons met die Heilige Gees. Ons soek meer van die Gees vanmôre. Ons is honger, Here, ons is dors. Here Vader, wees so welkom in ons midde. Ons vra, Here, dat U ons net sal tegemoet kom en seën in hierdie diens. Alles, Here, gee ons net oor, Here. Ons is minder vanmôre, minder, Here, niks, Here, maar U is meer, Here. O, word verheerlik in hierdie plek vanmôre, is my gebed in Jesus naam, Here. Ek wil ook so dan bid vir elke tiende, elke offerande, elke saad wat gesaai gaan word, Here. Here, wil U ons kom ontmoet op ons nood, Here, elke punt van ons nood, en wil U seën, Here, en voorsien in elkeen van ons se behoeftes, Here. Seën elke saad, is my gebed in Jesus naam. Amen. Sê vir die persoon langs aan jou, ek is vry in Jesus Christus. Come on, sê die persoon agter jou, ek is vry. Oh, yeah. Oh. Vry, ja, vry. Ek is vry. Wie gaan ons? Sê ek is vry. Christus maak my vry. Oh, yes, was ek bloed,
almal wat bly is om in die huis van die Here te wees, sê amen. Prys die Here, vat dit in die ou langs jou en sê ek het nog nooit so mooi mens gesien soos jy nie. Amen. Prys die Here. Die Here maak nie foute nie, amen. Waar is daai liedjie wat sê die Here het my mooi gemaak? Hy het my baie mooi gemaak, so iets. Woe! Hier is my lyfie, Here. Ek wil dans voor die Here. Ek wil huppel voor die Here. Halleluja. Ek dank die Here vir 'n kerk wat nie net hulle stembande gebruik om God te loof nie. Maar hier is jy welkom om jou hande te klap. Hier kan jy halleluja skree. Hier kan jy dans met jou voete. Jy kan op en af spring en niemand gaan dink jy snaaks nie. Want ons doen alles tot eer en verheerliking van die Here. Man, ons is 'n kerk. Ons is die Dawid kerk. Die ander ouens is 'n, ek weet nie wat se kerkie. Maar Dawid het voor die ark uitgedans voor die Here. Halleluja. Jy moet losraak hier. Amen. Jy moet die Here loof met alles wat binne in jou is. Woe! En ek weet vir jou wat nou soos, jy kyk na ons as julle is emosionele mense. Julle loop met julle hart op julle skouer. Kalmeer net 'n bietjie. Ons gaan kalmeer in die hemel, maar hier gaan ons nie. Of sal ek eerder sê ons oefen vir die hemel. Amen. Kom ons los dit daar. Ek kan nie siplik inneem, familie. Pastor Corrie, kom speel vir ons. Hy gaan vir ons 'n item doen vandag. Hy het ons laasweek ook so geseën en ek wil hê ook hy moet vandag vir ons ietsie speel en daar's ook 'n rede hoekom hy vandag ook speel, maar hy gaan seker ietsie sê daaroor. Prys die Here. Kan ek jou mic kry? Yes. Dit is vir my so lekker en 'n voorreg om vir Dok Isak hier te kan sien vanmôre. Ek en hy het 'n bietjie gesels voor 'n diens, dis 40 jaar terug. Nou gaan ons ouderdomme verraai, maar toe was hy 33, ek was 25, ons was jong manne. In statuur het hy gegroei en 'n groot leier in ons kerk geword en ek het baie agting, baie respek vir hom. Was 'n voorreg om hom as 'n dosent te hê. En ek het spesifiek vir Clemens gevra dat ons hierdie lied sal sing, Dok, dat wanneer ons by die koorvers kom, all my life you have been faithful. En as ek na jou kyk en ook myself, van die jong manne af, is ons nog steeds hier. In sy teenwoordigheid, waar die salwing van die Heilige Gees is. Amen.
Halleluja. Kom ons staan op, familie. God Jehovah, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. We will trust you, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. In the middle of doubt, in the thick of sorrow, you say, look up to where our help comes from. If everything around us says there is no hope, Lord, we're never gonna let go of the hymn of your robe. God, Jehovah, hey, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone, and we will trust you, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. Lord, we're standing on your promise. It's the foundation of your word. Everyone is healed who comes before you, Lord. We're leaning on your power because you'll do what can be done, either now or forever. We know it's gonna come. God, Jehovah, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. Oh, we will trust you, Lord, we will trust you, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. All depression, every worry, come on, every sickness, Lord, we know you will heal. All addiction, hey, and every family, Lord, every heartbreak, oh, you will heal. You're gonna do it, yeah, you're gonna do it, Jehovah Rapha. We know you will. You gotta Jehovah, gotta do it. You gonna do
Jehovah, oh God, Jehovah, Jehovah Rapha, you're our healer, and you alone, for we will trust you. Jehovah Rapha, you're our healer, and you alone. You alone, you alone. You're our healer. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. You'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day He'll come. Yes, He's gonna come, and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by rivers of
Halleluja. Ek wil, soos die Here dit nou lei, wil ek graag die inskep. Ek wil 'n ander liedjie sing. Julle moet maar dit net kry. Skus, tannie Hepsiba het my gelaat weet en sy het in trane vir my gesê, Clemens, wil jy nie tog die liedjie sing nie? Nou ek doen dit nie as 'n reël nie, maar dit het nogal met my hart geresoneer. En jy gaan hom ken en vir ons gaan oorgee vir ons prediker. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, ja, na waters wat daar is, lei hy my heen, na waters waar is, lei hy. Sing het nog eenmaal, familie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, ja, na waters waar is, lei hy my heen, na waters waar is, lei hy baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, en baie diep haal hy. Sing het nog eenmaal, familie. Die Here is my herder. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar daar is, lei hy my heen, na waters waar is, lei hy baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Dankie Here Jesus. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, en baie diep haal hy my uit. O, hy plaas my voete op 'n ewige rots, baie diep
haal hy my. U lei ons nog groen by velde toe vanmôre, Here. As my harde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê. Halleluja, groen by velde, na waters waar daar is. Ja, baie diep haal hy my en baie diep haal hy my. Halleluja, dankie Jesus. Ja, hy plaas my voete op 'n ewige grond. Dankie daarvoor, Jesus. En baie diep. Halleluja. Haal hy my uit. Halleluja, ek het 'n woord van die Here vir iemand, elke oog gesluit. Elke oog gesluit. Die Here sê, hoekom sit jy nog in jou tronk, terwyl die deur oop is? Dis jou eie skuld.
Ek het die deur lankal oopgemaak, maar jy kies om in jou tronk te bly. Die boeie het klaar afgeval, dit lê langs jou. Maar jy kies om langs jou kettinge te bly sit. Jy moet uitkom, sê die Here. Jy moet uitstap, maar jy bly sit. Kry klaar met die verlede. Kry klaar met daai pyn en hartseer. Daai smart wat jy deur is. Maak nou klaar. Stap weg, kom uit jou tronk uit. Die deur is oop. Deur die kruis is die deur oopgemaak. Deur die kruis is die deur oopgemaak. Deur die kruis het die kettinge afgeval. Stap uit en wees vry. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Wat soek jy in jou tronk? Wat soek jy langs jou boeie? Stap uit, sê die Here. Stap uit vanmôre. Wees vry. Kry klaar. Ek het vir jou so mooi dinge instoor. Aan die buitekant van hierdie tronk is daar lewe en oorvloed van lewe. Is my voorsiening. Stap uit, jy moet uitstap my kind, sê die Here. Kry jou gedagtes in orde. Jou gedagtes is jou grootste vyand. Kry klaar met daardie manier van dink. Kom weg van daardie selfbejammerende tronk. Hou op die verlede die skuld gee as gevolg van. En omdat dit gebeur het, kan ek nie nou in oorwinning lewe nie. Dis alleen uit die put van die hel uit. Stap uit jou tronk uit, kry klaar. Kry jou kop skuif. Vertrou my, sê die Here. Ek het die werk klaar gedoen, maar dis jou keuse om te sit waar jy sit. Waarom bly jy sit in daardie situasie? Waarom maak jy almal nou negatief en mismoedig om jou, omdat jy kies om in die tronk te bly? Die deur is oop. Stap uit, sê die Here. Stap uit, sê die Here. In Jesus naam. Ebararabose batarabose kayeni. Ebararababorobose bayeni. Oeh, Here. Raf, daar's 'n liedjie wat brand in my hart op hierdie oomblik. Laat dit waai deur my. Kan ons dit net sing vir ons vir die prediker gaan oorgee? God is in ons midde, halleluja. Die geritsel van sy kleed is hier. Iets gaan verander, halleluja. Waar die heerlikheid van die Here is, kom verandering. Halleluja, waar die heerlikheid van die Here is daar lewe. Waar die heerlikheid van die Here is daar oorwinning, halleluja. Dankie daarvoor, Jesus. Druk vir my F. Oeh, laat dit waai deur my. Oeh, Here. Oh, laat dit waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. Oh, laat dit waai. Dankie Jesus. Waai deur ons vanmôre, Here. Kom, soete Gees van God. Beweeg deur ons vanmôre. Laat die Gees van God nou waai. Sing dit nog eenmaal, familie. Oh, laat dit waai. Halleluja. Laat dit waai deur ons, Jesus. Oh, deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. Laat dit waai deur my. Jesus, laat dit waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. Gee die Here lofoffer. Amen, 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 amen. Familie, ek kan die sitplek inneem. Dok Isak, kom ons gee hom 'n lekker hande klap, familie.
Daar's sy. Beautiful, beautiful, beautiful. Prys die Here, dit is groot eer om jou hier te hê, Dok. En ek sal eer jou en ek het groot waardering vir jou. Kyk op na jou as 'n mentor, soos om Corrie tereg ook gesê het. En jy's vir ons regtig iemand om na op te kyk en ons wil jou, ons jong manne wil jou voorbeeld volg. En maar my gebed is, dis nie nou klaarmaak tyd nie. Dis nou begin alles eers. Nog 'n lekker hande klap vir Dok. Ja, dankie Pastor Clemens. As jy nog jonk is, dan kan jy hier op en af gaan, maar as jy bietjie ouer is, dan moet jy daai trappe vat wat nie so styl is nie. Vriende, dit is so groot voorreg om julle vanmôre te sien en te kan groet in die naam van die Here Jesus Christus. Paar bekende gesigte wat ek al reeds raak geloop het hierso. Voorreg om my niggie en haar eggenoot, Meinhard en Alida Cronje, wat ek altyd by tuis gaan as ek in die Kaap ergens dienste het. En ja, vir my was dit so spesiaal om vir Pastor Corrie vanmôre te sien. 40 jaar, amper bietjie meer as 40 jaar al, weer gaan 'n paar maande wat ons paai begin kruis het. En nou ja, hy sê ons nou ons ouderdom weggegee. Ek het self gaan uitwerk, hy sê 40 jaar, ek was 33, so dit nou 53 wat ek nou al is. Joh, die jare stap aan. Ek moet sê, dis 'n groot voorreg en regtige eer om hier by Kruiskyk familiekerk te kan wees. Die energie, die dinamika, die musiek, die sang, die lofprys en die aanbidding. Selfs 'n swak preek maak dit nog die moeite werd om kerk te kom, net ter wille van hierdie wonderlike wyse waarop ons deur lof en aanbidding saam voor die Here kom. En ek wil net sê dat hierdie profetiese woord wat jy gebring het, Clemens, ek het verstom gestaan hiervoor, want as ek nou my boodskap klaar gebring het, julle sien hoe dit in mekaar verweef is en hoe die Here dit bevestig. So dit is my regtig baie spesiaal. Dan wil ek net vinnig twee goedjies noem wat betref my bediening. Ek weet daar is van julle wat reeds Sondagoggende my kort videoetjies kry, 3-4 minute videoetjies kry. Ek kan net sien die van julle wat dit kry, steek net so 'n bietjie julle hand op, net sien as daar van julle. Ja, is hier 'n klompie. Nou hier's 'n nommer wat nou op die skerm hopelik gegooi sal word. As jy dit gou wil afneem met jou foon, al wat jy hoef te doen is, as jy Sondagmôre doen gewoon 'n reekse oor 'n spesifieke onderwerp, dis nie lank nie, dis kort, dit gaan vir jou so 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad wees. Elke Sondag, dis nie 'n plaasvervanger vir die erediens nie. Dis net so 'n ekstraatjie, so proteïene ins toedoening. Dan kan jy net jou naam en van WhatsApp. Net jou naam en van WhatsApp. Al jy hoef nie 'n boodskap by sit net Isak Burger WhatsApp dit na hierdie nommer toe. Ek bedoel nie Isak Burger, jou naam. WhatsApp dit na hierdie nommer toe en van volgende Sondag af sal jy dit ook kry. Dit gaan vir jou 'n groot seën wees. Miskien kan jy dit net na die diens dit, miskien net weer vir 'n paar minute net opsit as mense nie nou tyd gekry het om dit af te skryf of af te neem nie. Dan het ek 'n handjie vol boeke saamgehoor daar by die tafel daar aan my linkerkant, julle regterkant. 'n Paar boeke wat ek vir julle graag wil noem net vinnig. Hierdie boek wat vir soveel mense in ons tyd soveel beteken, Seisoene, Storms en Woestyne. Verstaan die swaar kry tye in jou lewe. En dan is hier 'n boek, ek het nou nie die eksemplaar nie, maar julle ken die 5 minute na die dood, hy is gekombineer nou met 'n tweede boek, 5 minute voor en na die dood. Sy titel is presies dit, 5 minute voor en na die dood, wat reeds meer as 250.000 van versprei is in Suid-Afrika en in 'n hele paar tale, onder andere Russies, Arabies, Chinees, Portugees vertaal is. 'n Boek wat vir my baie na in die hart lê, wat geloofsversterkend is God se wonderbaarlike genesingskrag. Hierdie boek gaan jou geloof versterk, is ondervindinge, mense wat ek ken, wat selfs in ons eie huis is, en my eie dogter, wat mediese onverklaarbare, wetenskaplik onweerlegbare wonderwerke beleef het, genesingswondere beleef het, wat jou mond gaan laat oop en jou hart gaan laat warm klop vir die Here. En dan laastens, my jongste boek wat ek graag wil noem, Veilig in sy hand, is 'n Bybeldagboek. 365 oordenkings. Hy's nie gekoppel aan 'n datum nie. Jy kan enige tyd begin lees, hoeveel as wat jy wil op 'n dag of oor 'n week. Hardeband, dit is so 50 van my boodskappe wat ek in kleiner onderdele verdeel het, korter boodskapies, net 'n bladsy vir elke dag. Dit gaan vir jou vir 'n lang termyn 'n groot seën wees. Daar by die boek 'n tafel, ek gaan self daar wees
en daar is kaartfasiliteite beskikbaar en die pryse is daarom so 10 tot 20% goedkoper as wat jy die boekwinkel sal kry. As jy dit nie vanmôre wil kry nie, kom gee die boeke uit, so jy kan by hulle dit ook gaan kry. Nou die laaste week of 2 het ek 'n boodskap wat die Here so duidelik afgesonder het in my hart vir vanoggend. Ek sien julle gaan Bruce Wilkins is 'n 70x7 doen, dis 'n uitstekende boek. Maar 25 jaar gelede, in die jaar 2000, het Bruce Wilkins 'n boekie uitgegee wat miljoene van versprei is. The Prayer of Jabez, die gebed van Jabez. Wie van julle weet van dit en wie het dit al gelees? Dis 'n gebed wat ek nog van tyd tot tyd steeds bid, 'n wonderlike gebed. Maar ek wil nie vandag so seer oor die gebed per se praat nie. Dit het hy baie in detail gedoen na die boekie. Maar ek wil vandag praat oor hierdie man Jabez. En ek wil die titel maak van smart na eer. Van in die tronk na buitekant die tronk. Van smart na eer. Kom ek lees dit vir julle in 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. Net interessant genoeg. Dis die enigste plek in die Bybel waar Jabez vermeld word. Jy lees wel op 'n paar plekke van Jabez 'n streek, Jabez in Gilead, wat aan die suidooste kant van die see van Galilea, dis 'n gebied, maar die persoon Jabez lees jy net van hier in 1 Kronieke 4 vers 9 en 10, waar hy omring is deur honderde, amper honderde name van verskillende persone van Juda af ensovoorts, maar dan word hierdie oor hom gesê in hierdie geslagsregisters. En Jabez was meer geëerd as sy broers. Hoor mooi. En Jabez was meer geëerd as sy broers. En sy moeder het hom Jabez genoem en gesê, ek het met smart gebaar. En Jabez het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en u die onheil afweer sodat geen smart my tref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. Kom ons gaan net 'n oomblik die Here se salwing en sy inspirasie van sy gees net by my nie, maar ook in jou hart afbid van die Here. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in so Heilige Gees deurdrenkte konteks te wees waar ons as u kerk of deel van die groot kerk hier in Somerset West bymekaar kan wees. Dankie vir die wyse waarop ons vanmôre so hartlik en spontaan en entoesiasties aan u lof en eer kom bring met sang en musiek, Here. Nou wil ek bid dat hierdie woord wat in my hart so lewe, dat die Heilige Gees dit in staat sal stel, vir my in staat sal stel, om dit so oor te dra, dat dit lewendig sal word in elke persoon se hart. En Here, dit eet vanmôre met 'n hele aantal mense in hierdie plek 'n spesiale afspraak, dat dit vanmôre tot vervulling sal kom, en mense hier vry sal uitgaan, veranderd sal uitgaan, van smart na eer sal gaan. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou dis vir my in die eerste plek baie merkwaardig, dat in die middel van 'n geslagsregister, en ek weet die meeste van ons lees nie kronieke of groot dele van kronieke nie, want dit is net name. So en so was die vader van so en so was die vader van so en die was sy seuns en so. Een vers na die ander. Dit is in 2 Kronieke 4 die geval, waar hierdie gedeelte staan. En dan skielik na 'n klomp name, verskyn die naam van Jabez. En hier word nie die normale gesê wat by al die ander name gesê word. Die Heilige Gees, wat ook die outeur is van kronieke met die geslagsregisters en al, het dit gewil dat daar ietsie meer oor Jabez gesê word. 2 verse word nou afgestaan. En dit tref my dat tussen al die ander name wat net die naam in die kinders of die seuns se getal genoem word, dat die Here dit nodig ag of so wou hê dat daar iets oor Jabez gesê sal word. Daar moet iets wees oor hierdie persoon, al word hy net eenmal genoem in die Bybel. Wat 'n boodskap vir ons en wat is deel van God se heilige woord. Nou, in eerste instansie die woord of die naam Jabez kom van die Hebreëse woord wat smart beteken. Dit is een van die Hebreëse woorde wat smart, daar's ook ander woorde, maar Jabez kom van die woord smart. So ek en jy hoor vandag in Afrikaans 2007, 800, 900 jaar later, hoor ons Jabez. Maar
2,5 millennia gelede het die Hebreëse oor gehoor smart. Elke keer as die naam Jabes genoem is, het hulle die woord smart, en dis wat die woord beteken in die Hebreëus. En ek het baie oor hierdie gewonder en gepeins. Hoekom gee 'n ma haar kind se naam smart? Die Bybel sê vir ons hier, gee vir ons 'n idee. Sy sê en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. Maar is dit nie redelik normaal dat 'n natuurlike geboorte pynlik smartlik is nie? Ek besef daar is party wat moeiliker is. In die gevalle is dit onmoontlik en dit baie in die antieke tyd vrouens het gesterf by die geboorte van hulle kind, soos Jakob se een vrou, geliefde vrou, Rachel, wat haar tweede, haar eerste een was Josef, die tweede een was Benjamin. En toe hy gebore word, net voor sy sterf, weens die moeilike geboorte, het sy hom Ben-Oni genoem. 'n ander woord vir smart, Oni. Seun van my smart, ook seun van my smart, maar sy pa Jakob het sy naam verander na Benjamin, wat beteken seun van my regterhand. Maar die feit is, natuurlike geboortes is smartlik. En dan sê die Bybel ook vir ons uitdruklik, dat die smart van die geboorte is gou vergeet as die kind eers gebore is. Hoekom het hierdie vrou haar seun hierdie naam gegee? Was dit net die moeilike geboorte? Ons weet nie presies wat die konteks was nie. Was daar dalk ander trauma in haar lewe op daai stadium? Is haar man dalk kort gelede dood? Ander familiekrisisse? Het haar man haar verlaat? Die Bybel sê nie vir ons dit nie. Net die feit dat sy geboorte, Jabes se geboorte, het sy ma het geassosieer met smart. Met fisiese smart en dalk meer as fisiese smart. Feit is, deur aan hom die naam Jabes te gee, het sy seker gemaak dat hierdie seun haar altyd aan haar smart en haar verlede sou herinner. Want elke keer as sy geroep het, Jabes, kom eet, dan het sy gesê, smart, kom eet. Gedurig deur het Jabes haar herinner aan haar smart, aan haar verlede. Sy het haar seer en dalk haar bitterheid, het sy as het ware in sy naam geregistreer. Jabes is met trane in hierdie wêreld verwelkom, sonder 'n teken van hoop of vreugde, wat in sy naam gekoppel was. En ek het gedink oor die kwessie, het sy nie 'n vreeslike onreg aan hierdie kind gedoen nie? Ek meen, hy kan nie help dat sy 'n moeilike geboorte gehad het nie. Hy is 'n babietjie, wat ook al die trauma en die smart en die leed in haar lewe was met sy geboorte, is tog nie sy skuld nie. Maar hy draai vir die res van sy lewe 'n geregistreerde titel, smart. Kan jy dink as hy as 'n jong seun gespeel en sy ma so geroep, smart, kom ons gaan speel bal. Smart, kom ons doen dit. Gedurig deur is hy ook bewus gemaak daarvan, dat hy die oorsaak was, of so het sy ma gedink, die oorsaak of die rede is vir sy ma se smart, haar pyn, ongelukkigheid. Sy het hom belas met haar smart. Nou, ons almal weet dat ons ouers, ons ma en ons pa, dra iets aan ons oor. Fisies, biologies, geneties. Ek het sekere hart- en bloedvat probleme, wat onder beheer is, maar wat my pa gehad het. En dit is bevestig, ek het medies bevestig, dit is geneties aan my oorgedra. Nou, die Here kan my afbevry en ek bid nog steeds daarvoor, ek sal dit aanhou bid tot die dag van my dood toe. Maar daar's goed wat ons geneties aan ons kinders oordra, die kleur van jou haar, die kleur van jou oë, baie, selfs aspekte van die persoonlikheid van die kind, word geneties oorgedra. Maar dit lyk vir my broer en suster, dat daar meer dinge is as genetiese oordrag wat ons aan ons kinders oordra. Daar's ander kwaliteite, ander faktore wat ons aan ons kinders oordra. As jy vandag dink aan jou verlede, kom ons begin by jou kinderdae. As jy vanmôre hier sit en jy dink aan julle gesin, jy dink aan jou pa, jy dink aan jou ma, wonder ek hoeveel is in hierdie gehoor wat vanmôre smart, negatiewe herinnering het
oor jou kinderdae. Veral ons tyd. Weet julle dat die meeste kindertjies wat vandag gebore word in Suid-Afrika, weet nie wie se hulle biologiese pa nie. Word groot in huise sonder hulle biologiese pa. Baie keer 'n stiefpa, wat hulle baie keer mishandel en misbruik. Daar's soveel kinders wie se ouers, wie se ma en pa aan hulle behalwe vir genetiese faktore, ander emosionele, geestelike smart oorgedra het. Dis baie van julle wat sit, as julle terug aan julle kinders, as jy terug in julle skooldae, iets het jou 'n agterstand in die lewe gegee. Daar's 10.000 kinders in Suid-Afrika, mense in Suid-Afrika, wat vandag 'n ondergemiddelde in IQ het. En ander fisiese gebreke omdat die ma, terwyl sy hom of haar verwag het, drank misbruik het, gerook het of dwelms gebruik het. En daai kind was gedwing om daardie besoedelde toksiese bloed deur sy liggaam te laat vloei. Hulle dra letsels vir die res van hulle lewe. Hulle sal nooit kan presteer in die hoogste hoogtes bereik nie, want hulle ma het hulle Jabes gemaak. Het smart en leed aan hulle oorgedra. Op skool is daar van julle wat as gevolg van portuïergroepe en boelery wat in ons tyd so algemeen word, het julle negatiewe herinneringe. Julle dra julle is vas met boeie aan die verlede. Sommiges hier, en ek wil nie hande laat opsteek want dis 'n persoonlike saak. Later in jou lewe is jy teleurgestel, as jy bedroef. Party van julle wat hier sit, heel wat van julle, as jy terugdink aan jou huwelik of jou eerste huwelik of aan jou eerste liefde, is jy in die steek gelaat. Jy's onteer deurdat iemand ontrou was teenoor jou ingeloop het. En jy het pyn, jy het seer, jy's 'n Jabes. Want iets in die verlede, iemand in die verlede het aan jou smart toegedien wat jy nie verdien het nie. Jy het nie daarvoor gevra nie. Jy verdien dit nie. Maar as jy jou toegedien, ek het vanmôre die boodskap wat vanmôre op my video uitgegaan het, kort videoboodskap het ek juist gepraat oor die pyn wat ander aan ons veroorsaak. Kyk, party van ons ly fisies as gevolg van ons eie sonde. As ek my vergryp aan dwelms en rook en drank en die klas goed, as ek misbruik dit, dink jy moet ons dit nie eens gebruik nie. En ek word siek en ek kry longemfyseem en ek kry lewerprobleme, dan het ek nie ander wat ek kan verwyd as dit my sonde is. Maar baie van ons die sit, is emosioneel en geestelik en fisies krank, as gevolg van die smart wat ander se sonde aan jou gedoen het. Ander mense wat sonde gepleeg het, jy was die onskuldige slagoffer, dis ongelukkig die realiteit van 'n wrede wêreld. Jabesse. Daarom sê ek, ons moet oplet, wat ons aan ons kinders oordra. Wat is jou kinders se herinneringe oor hulle kinderdae? Jabes is altyd herinner, sy naam, wat hoeveel keer 'n dag genoem is, het hom herinner, ek is deur my ma as smart beskou. Ek het haar smart gebring, en sy het dit in my lewe, in my naam geregistreer. Wat 'n geweldige las, wat van kleintyd af op hom gelaai het. Wat 'n skuldgevoel het hy dalk mee rondgeloop, om te weet, my ma noem my Jabes. Ek was die bron van smart, veral in Bybelse tye. Wat 'n naam baie dikwels 'n profetiese vooruitskouing, 'n vooruitsegging van jou lewe was, amper as dit ware 'n vooraf samevatting van jou lewe. Daar's soveel voor, ek wil nie eens begin om te noem nie. As jy Bybelstudie doen, gaan kyk maar gerus wat die persoon wat ter sprake is, 'n naam beteken, want 'n naam het in Bybelse tye daai profetiese konnotasie gehad. Ons gee vandag nou maklik ander name wat vir ons geen noodwendig betekenis gehad het, maar daai tyd was dit anders geweest. Maar ek dink ook aan 'n ander soort Jabes. Kindertjies van smart. In ons tyd word daar 65-70.000 onwettige, ek praat nie van onwettige nie, onwettige abortus in Suid-Afrika uitgevoer. Klein Jabesies wat onwelkom was by 'n moeder. Om verskillende redes. Die hartseer in die westerse wêreld, en nie net die westerse wêreld, in China ook onder andere en wêreldwyd, is dat abortus 'n vorm van geboortebeperking geword. En tot op 'n stadium waar daai kindjie al kan lewe sonder dat hy in sy maas word hulle toegelaat om wettig geaborteer te word. Hulle is Jabesse wat voortydig
uit die weg geruim word. Ons noem dit aborsie, asof dit 'n bondel tissue is wat verwyder moet word. Jabesse wat geaborteer word. Die Kronieke skrywer sê sy moeder het hom Jabes genoem. Ek dink toe ook aan iets anderste. Daar's ook in ons lewe baie keer negatiewe goed wat met ons gebeur. Dit kan siekte wees. Dit kan een of ander teëspoed in ons lewe wees wat vir ons smart bring, wat vir ons leed bring, en ons noem dit Jabes, want ons besef nie dat God baie keer die smart en teëspoed in ons lewe kan gebruik en verander na iets besonders nie. God is die God wat sieraad vir as gee. Wat jy vandag as Jabes beskou, dinge wat skeef geloop het, dinge wat jou pyn gebring het. Die Here is in staat om op die langtermyn in die plek van daai as vir jou sieraad te gee. In die plek van daai seer en smart vir jou eer te gee. As God met jou is, ons het dit vanmôre gesing, as die Here met jou is, kan hy die minusse in 'n plus verander. Die kruis, het jy al ooit opgelet in die kruis se vorm? Die kruis bestaan uit 'n minusteken, wat gekruis word deur 'n vertikale teken, lyntjie. Daar's baie minusse in ons lewens, maar as God se radikale ingrype van Golgotha, daai minus kruis, dan word die minus 'n plus. En God verander ons minusse na 'n plus. En hierdie man wat met hierdie stuk negatiewe bagasie in sy lewe begin het, dis my so mooi in vers 9, hy sê, en Jabes was meer geëerd as sy broers. Die implikasie is, dat sy broer self geëerde mense was, want hy was meer geëerd. So hulle was self geëerde mense, maar hulle name word nie eens genoem nie. Niks van hulle word genoem nie. Want Jabes sê, hy wat op so 'n negatiewe noot die lewe ingegaan het, begin het, eindig meer geëerd as sy broers. Ek wonder of Jabes se ma nog geleef het, toe hy hoër en meer geëerd en meer geag as sy broers geëindig het. Of sy ma gesien het, wat het van smart geword? Wat het van Jabes geword? En dan wonder 'n mens, wat sou hy vermag het om sulke eer te bekom? Want die Bybel brei nie uit oor sy prestasies nie. Die Bybel vertel nie vir ons dat hy een of ander held was, of 'n magtige krygsman, soos 'n Dawid in die oorlog nie. Die Bybel vertel nie vir ons van hoë posisies wat hy bekom het nie. Die kroniekskrywer vertel vir ons iets wat die meeste verslaggewers nie sou gedoen het nie. Die kroniekskrywer vat ons na sy binnekamer. Want hoor wat sê vers 10, en Jabes, en smart, die man met die negatiewe verlede, die man met die bagasie uit die verlede, het die God van Israel aangeroep. Halleluja! Die God van Israel is ook ons God, want die God van Israel is die Vader van ons Here Jesus Christus, wat sy seun gestuur het om aan die kruis te kom sterwe. En daarom sê Jesaja 53 vers 4, nogtans het hy ons krankheid op hom geneem en ons smarte, ons Jabesse, het hy gedra, omdat hy bereid was om die man van smarte te word, kan hy ons mense en ons wat met 'n smartelike verlede begin het, met bagasie begin het, kan hy vrymaak omdat hy ons smarte op hom geneem het. Hy het dit gedra. Dis wat die Bybel sê wat die verskil gemaak het tussen smart en eer. Wat van 'n seentjie wat op so 'n slegte noot begin het, 'n meer geëerde as sy broers maak. Die Bybel sê, en Jabes het die God van Israel aangeroep. My broer en suster, wat jou bestemming uiteindelik bepaal, is nie jou hartseer verlede nie. Wat jou bestemming bepaal, is jou geloof in die God van Israel. En Jabes het die God van Israel aangeroep. Hy gesê, as U my ryklik seën, en my grondgebied vermeerder, en U hand met my sal wees,
en die onheil sal afweer, sodat geen smart my tref nie. Ek wil jy moet mooi oplet, wat bid hy in hierdie, hy het vier dele hierdie gebed. Dat hy die Here hom sal seën, dat die Here sy grondgebied sal vermeerder, dat die Here sy hand met hom sal wees, en ag, hoe bid ek nie daarvoor nie. Here, u hand met my. En dan die vierde een is, dat die Here, dat u smart, dat die onheil sal afweer, sodat geen smart my sal tref nie. Wat beteken sy naam? Smart. Wat 'n noot hy begin? Op smart. Wat 'n bagasie hy gedra? Smart. En nou kom hy en hy sê, Here, ek wil nie eindig soos ek begin nie. Here, smart. Hierdie negatiewe projeksie wat my ma op my geplaas het, wat ek gedra het aan my kinderdae. Here, ek wil nie daarmee doodgaan nie. My label must not at all be my legacy. My label must not be my legacy. Is party van julle wat miskien met 'n label rondloop in die verlede uit. Jy het geflop, jy het gefaal, jy het gesondig, jy het 'n skande gemaak, jy het 'n swak lewe gelei. Jy het 'n etiket gekry, jy het 'n label gehad, jy is so en so genoem, jy het 'n bynaam gekry. But don't let your label be your legacy. Geloof in God maak dat jy anders kan eindig as wat jy begin het. Hy mag as smart begin het, maar hy sê, Here, neem onheil van my weg, dat geen smart my sal tref nie. Dat hierdie vloek, wat my ma op my geplaas het, hierdie konnotasie, dat het gebreek word. Ek wil wees wat u vir my wil wees. Seën my Here, vermeerder my grondgebied, laat die hand met my wees, en weer onheil van my af. Dank die Here, hy het nie met sy oë op die triespieël gehou, toe hy groot geword het nie. As hy, jy weet, as 'n mens, ons almal weet ons dat 'n triespieël is, en dat 'n triespieël 'n funksie het in 'n kar, baie belangrike funksie, maar jy kan nie as jy met 'n kar ry, heeltyd na die triespieël kyk nie. Jy gaan nie lank kyk, dan gaan jy in iets vasry. Triespieël moet jou net van tyd tot tyd herinner waar jy vandaan kom. Jy moet nie konteks verloor oor waar jy vandaan kom. Israel is telkens herinner, waar kom julle vandaan? God het julle uit Egipte land uitgelei. Maar jy kan nie aan mekaar in die triespieël kyk nie. En dank die Here, Jabes het nie sy oë op die triespieël gehou en gedink, ag, sies tog ek, jy het vanmôre geprofeteer hier, die Here het vir jou gegee. Jouself bejammer, dis maar hoe ek is. Ek is onskuldig mishandel, ek het onskuldig gelei, ander het my kwaad. Dit mag alles waar wees, hier is van julle wat lei en gelei het as gevolg van die sonde en verkeerde optrede van ander. Maar jy kan nie dit koester na 'n broei vir die res van jou lewe nie. Want dan kyk jy net in die triespieël. Jy moet vorentoe kyk. Geloof in God laat jou vorentoe kyk. En ons kry dit so by herhaling in ons land, veral met al sy sosiale probleme en armoede, dat amper soos 'n trein, weet, dis 'n sekere spoor, en die wiele bly op daai spoor. En ek kom maar uit so verlede uit. My pa was maar so, my pa, my ma het dit gedoen. En ek is soort van gedetermineer deur die verlede om hierdie spoorlyn te volg. 'n Verkeerde rigting. Jy weet wat van jou pa en jou ma geword, jy weet wat van jou portuïergroep maats geword het, want jy loop op dieselfde spoor, en nou hou jy maar aan op daai spoor. Laat my dink aan hierdie tronk waar daar 'n alternatief is. Maar in die spoorlyne op strategiese plekke by stasies en soos sal jy wissels kry. Deesdae hoop ek met ons spore weer word dit outomaties elektronies gedoen, maar in die ou dae was daar 'n spoorman, 'n wisselmeester. As hy wou gehad het die trein moes nou nie meer daai kant toe loop nie, maar daai kant toe loop, het hy die wissel getrek en dan die spoorlyn oorgeswaai na die ander spoor toe. En die trein het 'n ander rigting geloop na sy bestemming toe. En ek is vanmôre hier om te verklaar dat daar's 'n groot wisselmeester. Halleluja, die kruis is 'n kruis, is 'n kruispad. Die kruis is die plek waar jou spoorlyn verwissel kan word. Van smart na eer, van smart na eer, van mislukking na sukses, van teleurstelling na oorwinning, van wanhoop na hoop, van verkeerd na reg,
van hel na hemel. Daar's 'n spoorwisselaar by die kruis van Golgotha en daar's 'n groot wisselmeester wat die smarte van jou sonde en myne gedra het en die leed wat jou aangedoen is, wat die wissel trek en jy kan op 'n nuwe spoor gaan by die kruis van Jesus. En ek dink dis die vermaning vir voortydige oproep van hierdie profetiese woord. Dit is beskikbaar. Die kruis is 2000 jaar gelede geplant op Golgotha. Daar is verlossing beskikbaar, daar is krag in die bloed. Die krag van Jesus het nie verminder nie. Waarom op die ou spoorlyn bly ek is vermooi hier om vir jou te sê, dis die hart van die evangelie. Dis die rede waarom Jesus gekom het, om van Jabes se mense van smart, mense van eer te maak, om hulle meer geëer te laat eindig as wat hulle begin het. Dank God daarvoor. Dis wat die Bybel vir ons so uitdruklik sê. Ja, Jabes het nie sy lot oorgelaat aan die noodlot en nou gesê, ek is maar so, dis waar ook is nie. Hy het sy toevlug geneem tot die God van Israel, wat sterker is as enige noodlotsmag. Wat 'n individu groot maak, is nie waar jy vandaan kom nie. Wat 'n individu groot maak is nie jou afkoms nie, maar jou geloof in God. Geloof in God is die antwoord op ons vrese en ons probleme. Ek sê weer, ons kan ons smart verruil. Ons kan ons smart inruil, omdat Jesaja 53 vers 4 sê, hy het ons smarte gedra. Hoekom sal 'n mens dit nie aanvaar nie? Dis waarom Paulus so klinkklaar en duidelik kom in 2 Korintiërs 5 vers 17, en hy sê, as iemand in Christus is, wat dan? Is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En Jabes was meer geëerd as sy broer, sy moeder het hom Jabes genoem, smart genoem, maar hy het tot die God van Israel gebid en gesê, Here, as jy my sal seën, as jy hand met my sal wees, en God het laat kom wat hy begeer het. In Jesus verander jy van spoorlyn, in Jesus verander jy van koers, in Jesus verander jy van bestemming, die kruis van Golgotha maak dit moontlik. Dis waarom Filippense 3 vers 13 sê, daar kom 'n plek in jou lewe, waar jy moet sê, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Halleluja! En Jabes was meer geëerd as sy broers. En ek het die idee, sit vanmôre 'n klompie Jabesse, wat nog nie daai skuif gemaak het nie. Dis waarom ek sê, hierdie profetiese woord was 'n onderbou vir hierdie woord van vanmôre. Hier is Jabesse wat deur die omstandighede van die verlede, baie keer was nie eens jou skuld nie. Ander het jou daaraan gelei, ander het jou daaraan gedwing, ander het jou daaraan gedompel. Maar jy sit nog steeds daar met jou boeie, met jou in die gevangenis, terwyl in Christus Jesus daar 'n nuwe toekoms is. Dis nie stories nie. Ek hoor dit so gereeld. Dit stig my elke keer as ek dit lees of hoor. Iemand wat so begin het. Dis was sy verlede. Uit ellende, uit armoede, uit ongelukkigheid, uit smart, uit trane, uit gebrokenheid, uit fisiese agterstand. Hy kom by Jesus uit. En sy koers verander. En hy word 'n geëerde. Mense kyk op na haar, kyk op na hom. Want hy het uitgekom by die God van Jabes. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Halleluja. Here, ek dank U vanmôre vir die evangelie van Jesus Christus, wat deur die eeue heen hoop gebring het vir die Jabesse van hierdie wêreld. Here, dis nie 'n wensdenkery nie. Dis nie 'n storie nie. Dis die waarheid. Die evangelie van Jesus Christus is 'n koersveranderaar. Jesus Christus, die groot wisselmeester, wat ons kan laat verander, dat ons kan sê die ou dinge het verbygegaan. Kyk, as iemand in Christus is, 'n nuwe skepsel. Here, dankie dat hierdie waarheid vanmôre kan weer klink in hierdie gebou. En ek wil bid vanmôre, Here, vir mense wat hier sit, wat terugkyk na hulle verlede en sê, Here, ek is nog op die verkeerde spoorlyn. Here, ek word nog gedomineer deur my verlede. Here, my verlede pla my, dit spook by my. Ek is nog vas met kettinge aan die verlede. Ek is onder remote control uit die verlede uit. Maar Here, ek wil dit vanmôre glo dat die God van Israel smarte in eer kan verander. Leed in triomf kan verander. En Here, ek is vanmôre 'n kandidaat
Ek wil ook doen wat Jabes gedoen het. Ek wil roep na die God van Israel. Here, is nie 'n nuwe kursus, 'n nuwe stel reëls, 'n nuwe ideologie nie. Dis 'n persoon, Jesus Christus. Sy bloed maak sondaars vry. Die grootste sondaar maak hy vry. Sy bloed verlos ook my. Dankie, Here. Terwyl ons so gebed verkeer, ek wil net vra vir 'n minuut of 2 of 3, dat julle julle oë gesluit sal hou. Ek het in my hart, ek doen dit nie elke Sondag nie, maar ek het in my hart vanmôre duidelik 'n oortuiging. Dat mense wat vanmôre sê, ek is 'n Jabes, manlik of vroulik. Jy's eerlik met jouself, jy's eerlik voor God. Hierdie profesie het al reeds tot jou gespreek, en die woord bevestig dit. Ek kan nie, ek wil nie aangaan op gister se trant, en die verlede se beat nie. Ek gaan koers verander. Ek kan dit in my eie doen, ek het al soveel keer probeer. Maar vanmôre, Here, hardloop ek na U toe. Ek wil myself in die arms inwerp. En ek wil bid, o God van Israel, God van Abraham, Isak en Jakob en Jabes en David, en bo alles die Vader van ons Here Jesus Christus, U het die Seun gestuur. En ek wil vanmôre daardie realiteit omhels. Ek het dit in my kop aangeneem dat die kruis maak mense vry, maar ek het dit nog nie self volkome ervaar nie. As jy vanmôre wil sê, ek is 'n Jabes, wil ek hê jy net vir 'n paar oomblikke na vore toe kom. Staan op 'n stap uit na vore toe. En ons wil saam met jou vir 'n oomblik bid. God ken jou, jy ken jouself, die Here ken jou beter as jouself. Moenie huiwer nie, staan op 'n stap uit. Jy gaan bedienaar saam met jou kom bid. Voorbiders gaan saam met jou kom bid. Stap uit, as jy weet wie jy is. Hier's baie meer. Wat vanmôre met eer wees sê, ek is Jabes. Ek is 'n 21ste eeuse Jabes. Ek was 'n slagoffer van dinge wat ek nie voor gevra het nie. Dinge buite my beheer miskien. Ander mense het my negatief beïnvloed. Het 'n klad op my gelaat. Het skande oor my gebring, het seer, het pyn oor my gebring. En ek gaan nie langer aan met blame shifting nie. Ek gaan nie aanhou kyk in die triespieël nie. Ek gaan vorentoe kyk in geloof na die God wat lewe tot alle ewigheid. En ek wil vra dat die persoonlike werkers en pastore na vore sal kom en elke by iemand kom staan. En ons gaan 'n minuut of 2 net aan hierdie dierbare mense spandeer. Vanmôre, broers en susters, julle wat hier voorkom staan, word die wissel in julle lewe getrek. Word die wissel in julle lewe getrek. Jy gaan nie meer op dieselfde spoor aan nie, in die naam van Jesus. Is die persoonlike werkers wat vorentoe gekom het? Kan ek julle vra in die gehoor, as jy as sit, as jy terugdink, jou verlede is uitgesorteer. Wil ek met vanmôre God dank. As jy nie smart in die verlede saamgedra het nie, en jy is vanmôre vry mens, het jy rede om jou hande in die lug te steek en God te dank. As jy vanmôre kan terugdink en sê, dankie vir my pa, dalk leef hy nie meer nie, maar hy was vir my 'n vader. As jy kan terugdink aan jou moeder, dalk lewe sy nie meer nie, maar jy kan sê, Here, dankie vir die positiewe deposito's wat my moeder en my vader in my lewe gelaat het. Steek jou hand op en sê vir God dankie. In jou jeugjare het jy 'n goeie tyd gehad. As dinge verkeerd geloop het jy dit uitgesorteer. As dit wel die geval is, steek jou hand op en prys God daarvoor. En anders wil ek hê, u wat daar sit in die banke, kom ons bid vir die mense wat hier voor staan, vir 'n minuut of 2, en ons vertrou die Here vanmôre vir oorwinning in elke lewe hiervoor. Halleluja. Halleluja. Sy bloed verlos uit Satans macht. Sy bloed maak sondaars vry. Die grootste sondaar maak hy vry. Sy bloed verlos ook my. Sing het nog eenmaal, sy bloed, sy bloed verlos
bloed verlos. Ja, sy bloed verlos uit Satans maag. Dankie Here, halleluja. Sy bloed maak elke sondaar reg nou, maak hy vry. Wil jy saam met my vir 'n paar oomblikke die Here dank? Die van jou wat hier staan wat kan sê, Here, my verlede is uitgesorteer. Ek dra nie bagasie uit die verlede nie. Dank God vir sy groot genade. I once was lost but now I'm found. I was blind but now I can see. Kom ons dank die Here. U wat vanmôre gesê het, Here, vanmôre is die dag wat ek by die kruis uitkom, wat ek 'n nuwe pad loop saam met Jesus Christus. Kom ons dank die Here vir diegene wat vanmôre 'n nuwe rigting ingeslaan het deur die bloed van Jesus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Here, ek loof U. Ek loof U, ek loof U saam met my broeders en susters, my medegelowiges. Ons sê dankie vir Jesus. Ons sê dankie vir 'n kruis. Ons sê dankie vir die bloed van die lam wat ons vrygekoop het. Wat ons vrygekoop het, Here. En ek wil bid dat ons onsself sal herinner. Here, ons hoef nie slawe van die verlede te bly nie. Yes, ons kan van koers verander deur Jesus Christus. Van smart na eer. Halleluja. 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 Ek wonder Clemens, ons het aan die begin daai koor gesê ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Wil julle dit saam met my sing? Kom ons sing dit met ons hele hart. Halleluja.